Môre broers en susters, baie welkom by die erediens vanoggend. Ons bede is dat die diens vir u almal sal wees tot opbou in die geloof en dat dit sal dien tot die eer van die Here. Soos gebruiklik het ons nou 'n paar oomblikke stilte voordat ons met die erediens begin. Die wydingslied vir oggend, broers en susters, Gesang 13, ons sing al die verse van Gesang 13 as wydingslied, en ons lofsang is Gesang 249, ons sing verse 1, 3 en 5, 1, 3 en 4 van Gesang 249. Vers 1, 3 en 4, ons lofsang, Gesang 13, ons wydingslied. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here en van die Heilige Gees. Amen.
As die wil van die Here nie bekend gemaak word nie, word die volk bandeloos. Maar hy wat die wet onderhou, gelukkig is hy. Luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Deuteronomium hoofstuk 5. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat, maar ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye of sy diensknegt of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons staan almal skuldig voor God, en bely met ootmoed ons sondes deur die sing van Psalm 25 vers 3 en vers 5. Want die skrif leer, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie.
aan elkeen wat met opregte geloof en in ware berou sy toevlug neem na Jesus Christus, as die enigste verlosser uit die sonde en saligmaker, verseker die woord van die Here. Hy wat ons liefgehad het ons van ons sondes gewas in sy bloed, en ons gemaak konings en priesters vir sy God en Vader. Saam met die kerk oor al die eeue, bely ons algemene Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons bevestig opnuut ons geloofsvertroue met die sing van Psalm 91, die eerste vers. Wie toevlug neem in veiligheid en skuil by die Alhoë, hy word beskadi en beskud deur God se alvermoë. O Heer, my rots, op wie ek bou, by U is dit die beste, my toevlug waar ek stil vertrou, in nood my veil gevestig. Ons lees twee gedeeltes uit die woord van die Here, broers en susters. Ons lees uit die eerste brief van die apostel Petrus, die tweede hoofstuk van vers 4 tot by vers 10. En dan lees ons uit die Openbaring aan Johannes, die eerste hoofstuk van vers 4 tot by vers 8. 1 Petrus hoofstuk 2 en Openbaring hoofstuk 1. Terwyl ons nou die Bybel oopgemaak het, kom laat ons saam bid om die verligting deur die Heilige Gees. Here onse God, hoe groot is U? Groot in liefde en ontferming, groot in sorg en barmhartigheid, groot in mag en majesteit, groot as ons Vader, as ons Verlosser, as ons Trooster. Voor U kom U kinders in dankbaarheid, met vreugde, in vrymoedigheid en gevul met liefde in gebed saam. Ons bid dat U, wat na U belofte altyd by ons is, ons in die krag van U Gees en U woord, in geloof en in gehoorsaamheid ook naby aan U sal hou. Laat ons as U kerk en as U kinders soos Henog met U wandel. Laat ons met woorde en dade steeds daarvan getuig dat U ons Here is en ons God, by wie ons skuil en vir wie ons lewe. Laat U woord in die genadewerking van U Gees ons daartoe toerus en bekwaam maak,
dat ons ook nou u woord kan hoor as die brood van die ewige lewe. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. 1 Petrus hoofstuk 2 van vers 4 af. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Daarom staan dit ook in die skrif: Kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo sal nooit beskaam word nie. Vir julle dan wat glo, is hy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord: die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword, en 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Tot sover uit die brief van Petrus. Uit die Openbaring van Johannes. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Dit is die woorde van die Here. Gelukkig is elkeen wat dit hoor, dit sy eie maak en dit gehoorsaam. Die fokusteks vir ons preek vanoggend, broers en susters, kom uit die boek Handelinge. Handelinge hoofstuk 1 vers 8. Die groot opdrag van die Here aan ons en aan sy kerk. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Met hemelvaart, broers en susters, bestyg Jesus sy hemelse troon in heerlikheid. En wanneer hy sy hemelse troon in heerlikheid bestyg, verander die verhouding tussen hom en sy disippels, tussen hom en sy kerk, ingrypend. As Jesus mens word op die aarde, dan kom hy as 'n knegt. Kom hy as die een wat ons kom dien, om deur sy dienswerk ons te reinig van sonde, om ons voor God heilig te maak, dat ons in sy diens kan staan,
om die dood te oorwin sodat ons kan lewe. En as die knegt tree hy op as die profeet, die woord wat 'n mens geword het, as die groot priester wat homself offer vir ons sondes, en as die koning wat die oorwinning behaal oor die dood en die oordeel van God. En hierdie groot werk van Jesus Christus bring in ons eie lewens natuurlik 'n radikale, ingrypende verandering. Ons is nie langer verlore onder die oordeel van God nie, maar ons lewe met Christus. Ons het saam met hom geword profete en priesters en konings, wat nou die deugde kan verkondig van hom wat ons verlos het uit die sonde. Maar wanneer hy opvaar na die hemel, dan is hy nie langer 'n knegt nie. Nou bestyg hy sy troon in heerlikheid, en nou is hy die koning oor sy volk, die koning wat heers met mag en majesteit, die koning wat ook oor ons lewe heers en regeer. Daarom, as Thomas die Here Jesus sien, dan val hy voor hom neer en hy bely, my Here en my God. En so is Jesus nou vir ons Here en ons God, wat uit die hemel ons hele lewe beheer en bestuur, maar ook die koning wat oor ons lewe regeer, aan wie ons gehoorsaamheid verskuldig is, die koning vir wie ons volg, die koning van die koninkryk waarvan ons burgers geword het. En daarom is sy disippels, wat vir 3 jaar lank saam met hom gewandel het, en as leerlinge by hom geleer het, na die hemelvaart nie meer disippels nie. Hulle is apostels. Hulle is uitgestuurdes. Belangriker nog, hulle is uitgestuur as getuies. Getuies daarvan dat hierdie knegt die koning is. En so word ons ook uitgestuur, as getuies daarvan, dat hierdie knegt die koning is. Want hy het ons, so sê die apostel Petrus, die volk van God gemaak, die uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, wat moet verkondig die deugde van hom wat ons geroep het tot die lewe. En Johannes in die Openbaringboek bevestig dit. Hy het ons in sy bloed gewas, sodat ons konings en priesters kan wees, vir sy God en Vader. En wanneer 'n mens jouself nou afvra, broers en susters, hoe leef ons in hierdie wêreld, dan is dit die verhouding met die Here waarin ons primêr staan. Hy is die koning oor ons lewe, en ons is die getuies daarvan, dat ons deur sy werk gewas is in sy bloed, geroep is tot die lig, dat ons nou 'n koninklike priesterdom is wat sy deugde verkondig. In die allereerste plek, broers en susters, het ons nou as konings en priesters en profete, wat deur Jesus Christus tot die ampt geroep en daarin gestel is, nou die knegte van God in die wêreld geword.
Dis ons heel eerste verhouding met die Here. Ons verlosser, ons saligmaker, is ons koning. En as koning stuur hy ons om te gaan dien, om te gaan werk in die wêreld. Om sy koninkrykswerk in hierdie wêreld met verantwoordelikheid te gaan doen. En daarom, broers en susters, is dit nie denkbaar dat 'n gelowige lidmaat van 'n kerk 'n ledige lidmaat van 'n kerk kan wees nie. Ons is lewende lidmate van die liggaam van Christus. Ons is die burgers van sy koninkryk. En wat ons in hierdie wêreld gaan doen as getuies, is om te getuig dat hy die koning is en ons leef in sy diens. En die getuienis doen ons as profete en priesters en konings. Net soos hy gedien het, so dien ons. En ons dien as profete deur die woord van God in hierdie wêreld uit te dra. Ons dien in hierdie wêreld deur te gaan verkondig en te proklameer wie Jesus is en wat hy vir ons gedoen het. Profete wat die wil van God bekend maak, wat die blye evangelie verkondig, Jesus het opgestaan uit die dood, en elkeen wat saam met hom in die geloof opstaan uit die dood, kry die lewe nou en ewig. En dis ons taak om te gaan profeteer, om die woord van die Here te dra en uit te dra. En ons is priesters. Priesters wat ons self offer. Ons gee ons liggame as 'n lewende en heilige offer wat vir God welgevallig is. Ons gee onsself in sy diens. Maar wanneer ons onsself in sy diens gee, dan is dit soos alle ander priesters met die bedoeling dat ons mense met God versoen. Dat ons mense in die gemeenskap met God intrek. Daarom doen ons vir mense voorbidding. Daarom leer ons mense om die wil van God te ken, sy wet te gaan doen. En daarom bewys ons in hierdie wêreld aan mense die barmhartigheid waarmee God ons toevou elke dag. As priesters leef ons biddend in gehoorsaamheid aan die wil van God en bewys ons barmhartigheid. Maar ons is ook konings. Ons is konings wat alles onderhou wat hy ons beveel het. Konings wat oor die sonde en die bose en die magte van die bose oorwin, omdat ons sonder ophou daarteen stry. Konings, omdat ons leef uit die krag van die Heilige Gees en daarom oorwinnend kan lewe. Ons is konings omdat ons oor ons eie lewens regeer en omdat ons onder alle omstandighede as die volk van God onder sy regering ook in hierdie wêreld staan en hom as ons koning erken en gehoorsaam. Maar om 'n profeet en 'n priester en 'n koning te wees, broers en susters,
is nie net woorde nie. Die Here Jesus praat nie net nie. Die Here Jesus doen. Die Here Jesus stuur ons nie net om te gaan preek en te gaan bid en te gaan verkondig dat ons aan hom gehoorsaam is nie. Hy stuur ons om die woord uit te leef. Om ons liggame te gee as 'n offer. Om as konings te heers met ons dade. Om so op te tree dat ons getuies is wat met mond en hart en hand die hele wêreld as profete en priesters en konings laat hoor en laat sien. Jesus is my Here. Hy is my koning. Hy is my God. Hy is die koning van ware lewe. En dis die taak waartoe hy sy disippels uitstuur. Julle sal my getuies wees. Nie getuies, broers en susters, van alles wat Jesus gedoen het in die eerste plek nie. Maar getuies van wie Jesus is in die eerste plek. Hy is die koning. En omdat hy die koning is, wat as 'n knegt gekom het, daarom is hy die verlosser en saligmaker. Hy is die heerser oor alle dinge. En wanneer ons dit betuig met woord en daad, dan gaan leef ons in hierdie wêreld as 'n koninklike priesterdom. U hoor die woorde. Konings wat as priesters die volk van God is en die deugde verkondig van hom wat ons geroep het tot die lig. Profete, priesters en konings. En die vraag is natuurlik, broers en susters, hoe leef ons in hierdie wêreld? Begryp ons altyd hoe hierdie verhouding primêr dit is dat Jesus die koning is en ons die knegte. Baie keer dan kry 'n mens die indruk dat gelowiges hierdie verhouding wil omkeer. Dat gelowiges vra, wat kan die Here vir my doen en hoe kan die Here my versorg en hoe kan die Here my lewe aangenaam en maklik maak? Eerder as om te vra, hoe kan ek die Here dien? Want hy is my koning wat my reeds verlos het, reeds vir my in sy bloed gewas het, reeds die oordeel weggedra het, my klaar die lewe gegee het. Hoe kan ek hom dien? Hoe kan ek lewe as 'n loyale burger van sy koninkryk? Hoe kan ek getuig dat hy die Here is, die koning is? Vir die vroeë getuies, broers en susters, was dit 'n uitdagende manier van lewe. Die 12 waarvan ons weet, is uitgestuur in hierdie wêreld om te getuig dat Jesus die koning is. En op die uitsondering van Johannes na, het die konings van hierdie wêreld al die ander doodgemaak. En Johannes is verban na 'n eiland in eensaamheid. Want wanneer jy in hierdie wêreld met jou woorde en jou dade, met jou hart en met jou hand getuig, Jesus is die koning, dan bots jy
met die magte van hierdie wêreld. En dit is onvermydelik. Die apostel Paulus sê dit ook. Elkeen dan wat godvrugtig wil lewe, sal vervolg word. Wanneer ons aan hierdie koninkryk behoort, en so leef dat almal kan sien, Jesus is ons koning, dan is ons vreemdelinge en bywoners vir hierdie wêreld. En dan word dit in hierdie wêreld nie makliker nie, maar moeiliker. Want dan proklameer ons nie die magte van die dood en die magte van die bose en die magte van konings en keisers heers oor ons nie, maar die koning van die lewe. Nou is dit dikwels 'n vraag, broers en susters, of ons vir daardie uitdaging kan sien. Wanneer die koning van die lewe oor ons regeer, hoe tree ons op in die onderhouding van sy gebooie? Hoe doen ons alles wat hy ons beveel het? Hoe gaan leef ons so dat ons sy wet gehoorsaam? En wanneer ons sy wet gehoorsaam, dan betoon ons aan hom die liefde wat burgers aan hulle koning verskuldig is. So leer die skrif. En dis iets wat ons elkeen maar elke dag weer moet afvra. As Jesus opvaar na die hemel, dan vaar hy op as koning. En die koning is die een wat oor my regeer. Regeer die koning van die hemel oor jou lewe. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. En u Here Jesus regeer vanuit u hemelse heerlikheid oor ons as diensknegte van u op hierdie aarde. U het ons deel gegee aan u groot werk, van ons die getuies gemaak dat u die koning is, en van ons 'n koninkryk van priesters gemaak, wat u woord uitdra in die wêreld. Ons bely, Here, dat ons so dikwels lou en selfs koud is in u diens. Agterloosig, onverskillig, afvallig, ongehoorsaam. En daarom dank ons u, Here, dat die koms van u koninkryk nie afhang van ons getuienis nie, maar van u liefde. En bid ons, Here, gee ons die krag om waarlik te getuig en as getuies te lewe dat Jesus die koning is, ook my koning is, en koning is van my wêreld en die wêreld om my, al wil mense dit nie weet of erken nie. Laat ons getrou wees in ons taak, Here. En as ons bid vir die wêreld, dan bid ons in die allereerste plek, kom Here Jesus, ja, kom gou. Kom gou en bring die nuwe hemel en die nuwe aarde. Laat u verlossingswerk sy volheid bereik en die kroon van u heerlikheid, dat ons saam met al die heiliges oor al die eeue om u troon, u lof kan besing, dag en nag. En terwyl ons hier lewe, Here, bewaar u ons in u hand.
Hou ons getrou en loyaal. Gee ons die moed om getuies te wees onder alle omstandighede. Ons dank U dat U vir ons sorg en ons bid vir U sorg oor almal ook in hierdie week, in besonder vir hulle wat baie siek is, vir hulle wat met minder behoeftigheid worstel, met hulle wat wanhoopig is en moedeloos geraak het. Wil U self, o Here, ook ons gebruik om as getuies van U koninkryk bemoedigend en hoopgewend en vertroostend profeties U woord te bring en in barmhartigheid die nood te lenig uit die gawes wat U ons gee. Ons kom na U toe en ons bely ons skuld en ons sonde. Dit is baie en dit is groot. Wil U ons in U bloed was, Here Jesus, en ons al ons sondes vergewe. En wanneer ons op die Pinksterdag saam met U kerk oor die hele wêreld kom, om opnuut met dankbaarheid te vier dat U steeds teenwoordig is, wil ons ook by die gebruik van U nagmaal in die geloof versterk dat U ons koning is. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Ons sing ten slotte, broers en susters, gesang 230. Ons sing die eerste en die 4de vers van gesang 230. Die Here salf ons met sy gees tot diens en heiligheid, tot konings, priester en profeet, tot ware Christen wees. Die wandel deur die Heilige Gees, nie na eie sin. Laat ons steeds bid, getuig en dien, en lief hê sonder vrees. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met u almal bly. Amen.